Die pelgrimspsalms, Psalm 127 en Psalm 128, wys vir ons die as waarom die siel behoort te draai. Sou die as op sy plek wees, sal jy 'n geseënde van die Here genoem word. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vandag met hierdie gedagte. Die as waarom die siel draai. Ons kyk na nog op pelgrimspsalm, Psalm 127. Ek lees gou vir jou en dan is daar net 2 versies in Psalm 128. Ek gaan hierdie 2 psalms gaan ek so saam mee werk. Ek lees vir jou Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Klink dit nie soos jou prentjie nie? Vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Vers 3. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee vul met kinders, nê? Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Heel eerste gedeelte daarvan, Psalm 127. Salomo skop af met 3 dinge. Hy sê as die Here die huis nie bou nie, as die Here die stad nie bewaar nie, en as die Here nie voorsien nie. In al 3 hierdie gevalle moet God se soewereine hand gesien en gesoek word. Dit is wanneer God in die middel van alles in ons lewe is. Die as is waarom ons lewens draai. Wanneer God die middelpunt van ons bestaan is, vriend, dan vind ons rus vir ons siele. So wat is die kern? Jy het mos 'n huis, met alles wat daarmee saamgaan. Jy het 'n huwelik, jy het kinders, jy het 'n toekoms, jy het 'n verlede om mee te deel. So wat sê jy vandag? Here, bou my huis. Laat die Here die as wees waarom jou huis draai. Die veiligheid van jou siel, die veiligheid van jou gees, die veiligheid van jou gesin en van jou besittings ensovoorts is mos vir jou van kardinale belang. So wat sê jy vandag? Wat sê die woord vir ons vandag? Here, bewaar U ons. Derdens, net so is jou inkomste vir jou versorging vir jou van kardinale belang. So wat sê jy vandag? Here, voorsien vir my huis. Jy sien, die Here is die as waarom ons siel draai. En dan die volgende gedagte, die tweede helfte van Psalm 127. Wat sê hy? Hy sê ons grootste erfenis is 'n nageslag. Is dit nie so nie? Ons grootste erfenis is ons nageslag. Die belangrikste belegging wat jy ooit kan maak, is in kinders. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Besef jy dit vanmôre? Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Binne die huwelik, nê, laat ek vir jou vandag sê, is daar geen groter beloning in die lewe as 'n positiewe swangerskap toets nie. As jy getroud is, sal jy weet waarvan ek praat, behalwe as jy nie wil kinders hê nie. Ek gaan nou nie daarop uitbrei nie. En dan gaan hy verder. Hy sê ons kinders is van die Here. Hoor mooi wat ek jou vandag sê. Jy het nie kinders gemaak nie. Jy kan nie kinders maak nie. Hoor mooi wat ek bedoel. Dink mooi hieroor. Die Here maak kinders. Psalm 139 vers 13 gaan kyk wat sê hy. Hy sê God weef kinders in die baarmoeder. God doen dit. Ja, ons gebruik die term jy maak kinders. Jy kan nie kinders maak nie. As dit nie vir God is nie. Weet jy, die Here is die as waarom ons lewens draai. Jy het niks as dit nie vir God is nie. Het ons as ouers dan nie 'n geweldige taak op ons skouers om ons kinders in die vrees van die Here groot te maak nie? Juis omdat alles rondom die Here draai van ons lewe. Maar tog ook gaan hy aan. Hy sê kinders het 'n taak teenoor hulle ouers. Hulle is soos pyle in die hand van 'n held. Hulle is die beskermers van hulle ouers en die voortlewing van hulle ouers se goddelike waardes. En sê Salomo,
Hoe meer pile jy het, hoe beter. Hoe meer kinders, hoe beter. Nou ja, ek weet wat die ouens sê. Nee, jy kan nie meer as 1 kind bekostig nie. Ek verstaan alles. 2 maksimum. Salomo sê hoe meer hoe beter. En laastens, kinders, moenie dat jou ouers hulle moet skaam vir jou nie. Ek groet jou met die volgende 2 skrifgedeeltes, Psalm 128 vers 1 en vers 4. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Hierdie 2 verse trek ons terug na die as waarom Psalm 127 draai, die vrees van die Here. As God sy regmatige plek in jou lewe het, sal die seën van die Here jou vergesel. En die psalmis gee geen ander resep behalwe die vrees van die Here om die seën van die Here deelagtig te wees nie. Here, ek bid vanmôre en ek bid vanmiddag, ek bid vanaand die seën van die Here oor u kinders uit. In Jesus naam. Amen.